Hartlike goeiemôre, dit is donderdagoggend, nee, is die 6de Augustus, die jaar 2026. My naam is Dani Gerber, man is opgewonde. Jesus Christus is koning, nee, hy is die Here en daar's niemand soos hy nie. Halleluja. En vandag praat ons so 'n bietjie oor Heilige Gees. Wie is Heilige Gees en waar kom dit vandaan? As ons gaan kyk daar in Johannes 16 verse 8, hoor wat sê die Here hierso vir sy disippels. Hy sê, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. So wie is dit waarvan Jesus hierso praat? Hy sê in verse 13, maar wanneer hy kom, het die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. So is die Heilige Gees, hy gaan die trooster vir my en vir jou nalaat. En dit is wat ek en jy vandag het, is ons het Heilige Gees. Hy is ons trooster, hy is ons leidsman, hy waarsku ons, hy gee vir ons rigting in dit wat ons moet doen. Wanneer ons 'n saak het wat ons moet uitoefen en dit moet doen, dan vra ons eers, Here help ons, en die Heilige Gees gee vir ons woord, hy gee vir ons leiding. Want dis hoekom die Here sê, dis vir my voordelig dat ek weggaan, sodat die Heilige Gees na julle toe kan kom. So my boetie en sussie, dit is baie belangrik, dat ek en jy na die stem van die Heilige Gees luister. Dit is baie belangrik, dat ons die Heilige Gees van God in ons het, want anders gaan ons foute maak, en ons gaan aanhou foute maak, en ons gaan nie daaruit leer nie. 'n tweede gedeelte wat ek wil deel, is in Tessalonisense 4 verse 7. Hy sê, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom, hy wat dit verwerk nie die mens nie, maar God, wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. En dit is baie gevaarlik, wanneer ons nie vir die Heilige Gees luister nie, dan verwerp ons nie enige iemand nie, ons verwerp God. Ons verwerp Jesus Christus en Heilige Gees, en dan is dit 'n baie moeilike pad vir my en vir jou om te stap, en om tot bekering te kom. En dan die volgende is 1 Korintiërs 6 verse 19, en hy sê, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is nie, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. So baie mense sê, ja, hy het nie die Here nodig nie, hy het nie die Heilige Gees nodig nie, ek is okay, dankie. Nee, jy is nie okay nie, jy het goed dit nodig, want jou liggaam behoort nie aan jou nie. Ek en jy is net geleen in hierdie liggaam, as ek dit so kan sê. Dit behoort aan God die Vader, en ek en jy moet die Here eer met ons liggaam en alles wat ons doen. Die laaste gedeelte is Johannes 14 verse 26, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek julle gesê het. So alles wat in God se woord staan, kom God se Heilige Gees en hy kom herinner ons. Hy kom waarsku ons en hy sê, moet dit nie doen nie. Hy sal ons kom oortuig van ongeregtigheid en van geregtigheid. So maak seker, jy het God se Heilige Gees in jou. Sonder hom is ek en jy verdwaal. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir die woord. Ons bid en vra, Here, dat U met elkeen sal wees. Here, elkeen wat die stem van U Heilige Gees hoor, Here, sodat ons gehoorsaam sal wees, dat ons daarin sal wandel. En Here, ook die wat hom nog nie hoor nie, Here, dat U daar met hulle sal werk. En U Heilige Gees sal openbaar in hulle, sodat hulle die stem sal hoor. Here, ek kan nog baie goed onthou, die eerste dag wat ek die stem gehoor het. Here, so vra ek dat U ook met hierdie mense sal praat, en die wat U nie ken nie, die wat U nie wil ken nie. Here, dat U met hulle sal praat, sodat hulle omdraais in hulle lewens sal maak. Ons loof en prys en eer U groot en heilige naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit op hierdie donderdag, gaan verkondig die evangelie, gaan vertel vir iemand vandag, Jesus het jou lief. Geseënde dag, God bless.